Hulle is vanaand by ons diens en ek gaan vra, kom ons raak net rustig in die Here se teenwoordigheid ook vanaand. Here, U is die almagtige God, die skepper van die hemel en aarde, die groot ek is, U wat is en wat was en vir ewig sal wees. U is ons hemelse Vader wat ons liefhet, wat vir ons so liefhet wat U seun gestuur het om vir ons aan 'n kruishout te kom hang, om vir ons sondes te betaal, wat opgestaan het uit die dood en wat nou vir ons intree aan die regterhand van die Vader. Here, ons wil vir U sê baie dankie. Dankie dat ons vanaand so saam kan wees as U kinders, ook om U warm liefde ook so in ons harte te ervaar. Ek wil vra dat U ook vanaand vir ons sal rustig maak, dat ons U stem sal hoor, dat ons mooi sal sien dit wat U ook uit die woord uit vir ons wil uitwys, ook vanaand. Dankie vir al die liefde en die seëninge. Ons eer en prys U in Jesus naam. Amen. Broers en susters, ek groet julle genade, barmhartigheid en vrede vir julle elkeen van God ons Vader en die Here Jesus Christus, hierdie kragtige werk van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en sing ons nog so 2 liedere saam. In die hemel is die Heer, en sy glans is soos kristal. Hy is die Heilige van God, en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters kry sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trou. En aan die is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan die is die eer, en die lof want die regeer. Miljoene in gereedheid, staan die hemele om sy troon, verbuister in sy sieraad, en die weelde van sy kroon, want daar is mag in sy woord, soos die waters kry sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan die is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan die is die eer, en die lof wat regeer. En aan die is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan die is die eer,
Wanneer ek hier loop, luister na my lofsang. Die is God en koning, ek wil nie U naam besing. Ek wil nie U hulde bring. Vader, dis asof ons net wil aanhou en aanhou sing, want ons wil U lof besing met elke woord, met elke instrument. Here, hoe kan ons as mens ooit vir U na waarde U lof bring? Here, U is so heerlik. Ons dank U dat selfs die engele om U troon en die lewende wesens U naam groot maak. Ons kan nie sê dag en nag nie, want ons weet U is die lig in die hemel. Maar elke oomblik word U groot gemaak ook daar. En ons wil net op ons beskeie manier net vanaand ook voor U verskyn en ook net laag kom buig voor U in aanbidding. U is waardig om al ons lof en ons eer en ons aanbidding te ontvang. En U alleen. Want U is God, U alleen is die skepper, alles anders is deur U gemaak. Here, ontmoet ons nou waar ons hier so saam is, en breek vir ons dit ook wat U vanaand met ons wil deel, sodat U al die lof en die eer sal ontvang. In Jesus naam, amen. Baie dankie, julle kan sit. Ons gaan vanaand saam lees uit Matteus hoofstuk 6. Ek dink die hele bergpredikasie is so bekend, maar soos wat 'n mens deur hierdie goed werk, breek daar net keer op keer net weer vir 'n mens iets daaruit oop. Ek dink bietjie sal om probeer regkry, maar moenie te veel worry as jy dit nie kan doen nie. Matteus hoofstuk 6 van vers 1 tot 18, ek lees vir ons uit die 83 vertaling. Moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie, want dan kry julle geen beloning van julle Vader wat in die hemel is nie. As jy byvoorbeeld armes help, moet dit nie uitpas sy nie. Dit doen die skynheiliges in die sinagoges en op straat, sodat mense met lof van hulle kan praat. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou goeie daad verborg kan bly. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Verder, as julle bid, moet julle dit nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid, sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy bid, gaan na jou binnekamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het nog voordat julle dit van hom vra. So moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Geef ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader ook julle vergewe.
Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. As julle vas, moet julle nie soos die skynheiliges met lang gesigte rondloop nie. Hulle mismaak hulle gesigte sodat die mense kan sien dat hulle vas. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy vas, versorg jou hare en was jou gesig, sodat niemand kan sien dat jy vas nie, behalwe jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Tot sover. Nou, vanaand se opskrif van die preek is werk agter die skerms. Nou ek en Eugene weet nou baie goed, ek is 'n ou wat hou van Formule 1, ek het al die rugby begin opgee. Want op die stadium met daai span van my met die ligblou het so baie verloor dat ek nou nie eens meer wou gekyk het nie. Ek het net kwaad geword. En toe begin ek bietjie meer na hierdie karretjies kyk en daar so 'n prent op Netflix, Drive to Survive. Nou dit gee vir ons alles wat agter die skerms aangaan. As ons die televisie aansit dan en ons kyk die Formule 1, dan is dit net daar so gewoonlik so by die wegspring of so uur voor die tyd het hulle so 'n opbouprogram. Maar as jy nou Drive to Survive gaan kyk, dan wys dit vir jou al daai politiek en al daai goed wat agter die skerms aangaan wat ons nie van weet nie. Ons sien net hierdie een of ander bestuurder ons nou nie meer in daai span nie, hy gaan dan oor na die ander, maar al daai onderhandelings, al daai dinge wat agter die skerms gebeur waarvan ons nie weet nie. Ons sien net hierdie goed wat hier voor ons gebeur. Nou dis so ietsie van dit wat ek vanaand as 'n beeld wil gebruik om die boodskap na julle toe deur te bring. Ook net so is daar baie goede selfs in die gemeente. Mens sien nie dan is daar goed wat gebeur en so aan, maar daar's 'n hele lot mense wat baie keer inspring en die dinge laat gebeur. So dit mens sien dit nie, maar dit gebeur net maar dit is nie sommer maar net laat dit uit die hemel val nie. Dit is regtig mense wat inspring en dit aan die gang kry en vir ons in plek kry. So vanaand sien ons dat hulle praat hierso, die Matteus wat hierso skrywe, praat van daar's 3 godsdienstige pligte as hy dit eintlik sê, wat vir my nogal baie opgeval het. Dit is 'n godsdienstige, hy begin daarso, moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom nie. So met ander woorde, die 3 dinge wat ons hier sien is 'n plig. Dit is nogal 'n redelike sterk woord, dis 'n plig, jy moet dit doen. 'n Plig is mos iets wat jy moet. So hierdie goeie moet van tyd tot tyd in jou geestelike lewe plaasvind. Wanneer jy God wil regtig verheerlik in dit wat jy doen en deur jou lewe. Wat ons is nou besig om te praat oor, ons is op die fondasie en hoe bou ons as Christene ons lewe? Hoe moet ons optree om regtig God te lewe soos God se kinders? Die eerste ding wat hy hierso sê is, wanneer jy armes help. Die tweede ding wat ons moet doen is, ons moet bid. En die derde is wanneer ons vas. En hierdie dinge gebeur in 'n Christen se lewe. Die armes is die eerste een wat hierso na vore kom. En ons moet onmiddellik net sien hierso, daar's 'n Christelike manier of 'n goddelike manier om hierdie dinge te doen, maar daar's ook 'n bose manier van die dinge doen. Die Fariseërs en hierdie mense, dit word vir ons baie duidelik uitgespel van hoe's die verkeerde manier en hoe is die regte manier. En die verkeerde manier het baie te doen met eie eer. Dis om raak gesien te word. Nou wat anderster as die Satan het hom laat val, is om daai eer van God te gesoek het, om dit te wil steel wat God toe gekom het. Satan wou soos God wees. Hy wou daai eer vir homself gehad het, en al hierdie dinge spoel ook oor na die mens as gevolg van die sondige natuur. Ons as mense like nogal om so nou en dan bietjie die shine te wil vang, as ons nou soos die Engelse sê. Ons moet baie versigtig wees om dit nie te doen nie, want dit is om eer wat God toe kom te vat. As iemand vir jou sê, joh, maar jy het nou 'n baie mooi gesing byvoorbeeld vanaand, dan moet jy weet, daai stem kom van God af. Dit is net dankie vir die kompliment, maar dis die Here wat my geseën het met daai stem. Ons moet onmiddellik dit reflekteer, want jy kan so vinnig
die striktrap om te sê, o ja, nee, ek het nogal 'n mooi stem, ek sing nogal lekker in die stort op in die oggend as ek stort en goed, en ek het ook nogal gedink, ek klink nie te bad vir myself nie, maar dankie, nou beaam jy wat, so jy moet so versigtig wees om nie in hierdie strikke te strap nie, want dit is wat die Satan gedoen het. Alles wat hierdie mense doen, is vir hulle eie eer, hulle wil geprys en raak gesien word, maar ons sien ook dat die Bybel hier so baie duidelik uitspel, dat hulle het hulle beloning klaar weg, maar die mense het vir hulle beloning gegee. Daai eer wat jy nou ontvang het en vir jouself gevat het jy het gemaak dat jy nie deur God beloon sal word nie, want jy steel die eer wat hom toekom. Maar ons sien dat predikante en leiers in die gemeente gelukkig hierdie dinge snap van hoe dit werk. Hulle gee sonder dat mense weet dat dit van hulle afkom. Baie keer dan sien ons as iemand 'n geldjie iewers gekry het, 'n meevallertjie, dan gee hulle, maar die eerste ding wat hulle vir jou sê, asseblief moet niemand moet weet van dit. So ons sien daarom dat mense snap hierdie ding, want hulle weet ook, die Bybel is ook baie duidelik hierso, moenie dat die linkerhand weet wat die regterhand doen nie. So, dan sal jy jou beloning kry, want God wat in die verborge is, en sien wat in die verborge plaasvind, hy sal jou openlik beloon, maar dit sal gewoonlik ook, hy kan dit hier op aarde al vir jou teruggee, en jou beloon vir jou goeie hart, maar ons moet ook onthou, daar is skatte wat vir ons in die hemel wag, dit kom in die volgende hoofstuk, maak jou skatte daar by mekaar. Ons wil nie op aarde al hierdie goede teruggee nie, ons doen dit uit liefde vir God. Want as jy gaan begin gee om terug te kry, dan gaan ons almal nou begin duisende rande in die kollektemandjie gee, want God sien mos nou raak wat het ek daarin gegooi, en dan verwag jy môre moet ek 'n miljonair word. En dis wanneer die welvaartsteologie in goede beginne na vore kom en sy kop uitsteek. Dat wanneer jy begin soveel gee, dan gaan God vir my 10voudig terug. Ja, hy kan dit doen, maar as jy dit in die verborge deel doen, dan sal hy jou terugseën. En ons moet nie altyd sien dat wanneer God jou seën, is dit in finansies nie, finansiëel nie. Baie mense maak daai fout dat wanneer dit goed gaan met jou finansiëel, dan is God lief vir jou. Maar wanneer jy nou so 'n bietjie swaar trek en wanneer jy nie so lekker met jou geldjies uitkom hierdie maand nie, dan is God nie lief vir jou. God werk nie so nie. Wanneer jy daai geld ingooi met 'n goeie hart of dit bring na God se skatkamers en na die mense wat daarmee werk en goeie rentmeesters daarvan is, dan kan hy jou op ander maniere seën. Hy kan jou dalk seën met 'n goeie gesondheid, hy kan jou seën met 'n goeie verhouding met jou geliefde, met 'n goeie huislike omstandighede. So God kan vir jou op maniere teruggee wat jy nie presies 'n rand vir 'n 10 rand of wat ook al as ons dit dan so kan sê nie. Ons moet baie versigtig wees dat ons nie vir God moet sê hoe hy vir ons moet terugseën nie. So baie mense wil dit ongelukkig vir die verkeerde redes, dan sê hulle nee, en soos ek sê, die welvaartsteoloog wat sê, gee vandag 1000 rand vir die gemeente of vir my en dan môre sal jy 'n miljonair wees. Dit werk ongelukkig nie so nie. Wanneer ons hierdie goede sien, dan sien ons hoe baie van hierdie goed wat ons nou vanaand bespreek, hierdie 3 godsdienstige praktyke, ons kry dit ook in Johannes so baie duidelik uitgespel. Wanneer jy gee, wanneer jy bid en dan skryf Jakobus vir ons die volgende. Ekskuus, ek wil hom net vinnig hierso kry. Ek wil dit so graag net vir julle deel dat ons dit net kan mooi sien. Jakobus 3 vers 13 tot 18 sê: Is daar 'n wyse en 'n verstandige mens onder julle, dan moet hy dit toon deur sy goeie gedrag en deur dade van nederigheid en wysheid getuig. Terwyl daar bittere naaiwer en selfsug in julle harte is, moet julle nie daarmee spog dat julle wysheid het nie, want dan praat julle nie die waarheid nie. Die soort wysheid kom nie van bo nie, maar is aards, sinnelijk, duiwels, want waar daar naaiwer en selfsug is, kom daar woorde en allerhande gemeene dade. Maar die wysheid wat van bo kom, is allereers sonder bybedoelings, en verder is dit vredelievend en skikkelik, besdagsaam, vol medelee en goeie vrugte, onpartydig opreg. Hierdie wysheid
bring jou in die regte verhouding met God, en jy moet dit gebruik om vrede te maak. En dan weet ons ook in die begin van Jakobus sê, of wanneer jy bid, dan moet jy glo dat jy dit gaan kry. Jy moet gelowig bid, jy moet nie twyfel nie, want dit is die tweede Christelike praktyk wat ons hierso kry vanaand. Bid met geloof. Want as jy dit nie doen nie, as jy nie glo dat wanneer jy bid, wat is bid dan? Bid is om te sê, Here, ek kan nie. Ek kom na U toe om vir my die pad te wys. Dis in 'n verhouding, dis 'n gesprek. Jy gaan praat met iemand. As ek raad nodig het, dan sal ek na Dominee Andrei toe kom, of as ek wil iets weet van elektrisiteit, sal ek na Smiley toe gaan, en so het elkeen sy sterkpunte. En jy gaan praat met daai persoon oor dit wat jy nie van weet nie. En wanneer ons bid, is dit om die knie te buig voor God en te sê, Here, ek verstaan nie. Ek verstaan nie hierdie ding nie. Ek verstaan nie hoekom het ek nou deur hierdie moeilike pad gaan nie. Ek het dan met alles in my het ek U gedien. En kyk hoe swaar gaan dit met my. Ek kan nie dink hoe Paulus op 'n stadium gevoel het. Ek is besig om my lewe hier op die spel. Ek is besig om U naam te verkondig, en dan word ek met stene gegooi. 'n Slange pik my. Ek ly skipbreek. Al hierdie dinge omdat ek U dien. Dit klink nie reg nie. Dit klink nie of dit is hoe dit moet wees nie, want ons as mens verstaan nie die dinge nie. Maar ek kan julle beloof dat, ek kan dit seker nie beloof nie, maar ek kan myself indink dat Paulus se skatte in die hemel was geweldig groot geweest. Ek kan nie dink wat het vir hom gewag, vir al daai pyn en lyding wat hy moes deurgegaan het, terwille van om die evangelie aan mense te bring. Wat het God vir hom gegee? Hoe moes Jesus hom daar gedruk het en gesê het, welkom tuis, ek is bly, jy hoef nie meer gesteenig te word en hierdie houe te kry, want hoeveel keer het hy die 39 houe gekry, en die 40ste hou was gesien as jy so dood gegaan het, as jy daai laaste hou gekry het. So Paulus het dit deurgegaan, terwille van die evangelie. So, wanneer ons bid ons met geloof, en ons met die sekerheid dat God hoor ons, en op sy tyd sal hy die uitkoms bring. Dit is nie sommer net 'n vinnige, gaan op jou knie gehou, môre is daar 'n probleem, of hier's nou hierdie krisis in my lewe, nou moet ek vinnig net op my knie gaan en bid, en nou moet die Here net antwoord nie. Die Here ken ons. Hy sê ook hierso vanaand, die Here weet wat jy nodig het nog voordat jy vra. So, ons hoef nie met hierdie stortvloed te kom en God te probeer oortuig van wat hy moet doen nie. Ek dink van die sterkste gebede het ek eendag so 'n prentjie gesien, en dit altyd dan bly dit so by my, is dat daar het gestaan dear God, en dan was daar trane op daai papier. Want jy kom baie keer by daai plek in jou lewe wat jy nie weet hoe om te bid nie. Jy kan nie eens woorde uitkry nie, want jy is so seer, jy is so moedeloos dat jy kry nie eens iets uitgespel vir die Here of vir hom gesê nie. Jy is net so stomp. Maar dis wanneer die Heilige Gees deurkom. Dis wanneer die Bybel sê, wanneer jy swak is ek sterk. En dis wanneer God ingryp en daai gebed beantwoord. Want dan tree die Heilige Gees, en hy tree die heeltyd vir ons in. Wanneer jy dalk bietjie verkeerd bid en nie 100% die ding reg sê nie, dan maak die Heilige Gees daai gebed volkome, en hy neem dit ook na die Vader. So, moenie bang wees as jy dalk 'n ding verkeerd vra nie. Miskien vra jy dalk bietjie selfsugtig, miskien doen jy dit dalk 'n bietjie net om uit die moeilikheid uit te kom, maar die Heilige Gees weet wat jy vra, en hy ken jou hart, en hy sal vir jou intree. Dan die derde een wat Dominee Andrei ook vanoggend vir ons gedeel het in die oggendgesprek, is vir my so kosbaar dat ek kan gaan gryp daarso en ook kyk, wat 'n mens sê daar 'n bietjie in lyn is. So die derde ding wat ons moet doen is, ons moet vas. Van tyd tot tyd moet ons op vir onsself sê, ek gaan net 'n bietjie afsonder. Ek wil dalk die Here se stem hoor en sy raad kry, en ek wil hierdie dinge in my lewe bietjie opoffer, of dit voedsel is wat jy gaan opoffer, sekere kosse ontneem, of jouself dit ontneem, en of dit is dat jy miskien 'n bietjie die media wil eenkant stoot, daai tyd wat jy voor die televisie gaan sit en daai uurlange program gekyk het. Vat daai program, sê Here, ek offer hierdie program op, terwille van ek wil vir 'n uur lank met U in die woord en in gebed wil ek met U deurbring.
Dat jy ook so wys vir die Here, dat jy is ernstig oor hierdie saak. Jy soek die uitkoms by hom, want hy alleen kan die uitkoms vir jou bring. Ons moet net onthou dat om te vas is nie 'n praktyk om God se arm te draai nie. Dit is nie 'n, Here kyk nou wat het ek opgeoffer, nou beter U vir my die uitkoms bring nie. Ons moet dit doen omdat ons net vir die Here wil sê, soos gebed laat, Here, ons kan nie, maar U kan. As ons so kyk na vanaand se praktyke, dan sien ons hierdie ding het ewigheidswaarde. By al drie sien ons aan die einde dat God wat in die verborge sien, sal jou beloon. So weet dit, wees verseker daarvan, dat al is dit nie op hierdie aarde nie, en eintlik wil ons sê, ons wil dit nie eintlik op hierdie aarde hê nie, ons doen wat ons doen uit dankbaarheid vir God. Omdat hy alles vir ons gegee het, is dit die dinge wat ons sal opoffer, is dit wat ons doen uit dankbaarheid vir hom. Ons lewe 'n dankbaarheidslewe. Ons lewe nie meer soos wat Dominee nou die dag gesê het onder die wet. Ons moet nie hierdie dinge doen om ons saligheid te probeer bewerk nie. Ons het die ewige lewe. As jy die seën het jy die lewe. So wanneer ons dan nou Jesus Christus aanvaar het as verlosser en saligmaker, ons deur oopgemaak het vir die Heilige Gees om in ons te kom woon, dan doen ons hierdie dinge uit vrymoedigheid uit. Soos Johannes sê, wys my jou geloof sonder jou werke, en ek wys jou my geloof deur my werke, want daar moet vrug kom. Daar moet iets uit jou lewe uit na vore kom, om te sê hoe dankbaar jy is vir God. En deur hierdie dinge te doen, om vir die armes te gaan gee, om vir die weduwees te gaan help, om vir iemand 'n loopraam te gee wat dit nodig het, om 'n kospakkie te gaan afgee, dit is wat die Here van ons vra. Nou, hoe help die Heilige Gees? Ons is nou in Pinkster ons in hierdie praktyke. So as ons by die eerste een kom, hoe moet ons gee? Deur die leiding van die Heilige Gees. Jy kan onmoontlik nie al die nood in hierdie wêreld gaan beëindig nie. Ek dink nie as Elon Musk met die rykste man in die wêreld kan dit doen nie. Nou hoeveel te minder ons wat hierso is vanaand. Maar wat jy kan doen is bid, Here, wys my. Gee my daai geestelike antennes dat ek kan weet wie's daai persoon. Bring hom of haar oor my pad. Jy kan nie eers by elke een wat by hierdie robot staan vanaand, kan jy almal gaan help nie. Jy kan miskien 'n koppie sop daar gaan, maar jy kan nie sy hele lewe vir hom verander nie. So bid dat die Here deur sy Gees jou sal lei vir daar waar jy moet 'n verskil gaan maak. Daai persoon of daai plek waar jy moet gaan gee. En hy sal dit vir jou uitwys. Die Gees sal dit op jou hart kom lê en vir jou duidelik, dit sal jou nie belos nie. Daai persoon se naam sal die hele tyd by jou opkom. Jy sal weet waar jy moet 'n verskil gaan maak. Want hierdie mense kan jou partykeer so, en ek wil hulle nie afskiet nie, maar hulle kyk jou so in die oë dat, jy voel jy, dalk moet ek nou vir hierdie ou gee, maar jy kan nie vir elkeen dit gee nie. Hulle het 'n manier ook om jou so te laat sleg voel, wat jy nou nie vir hulle help vandag nie. So bid dat die Here vir jou wys. Miskien is daar een van hulle vanaand op jou pad, of môreoggend, of wanneer ook al, dan weet jy, jy voel dit sommer as jy daar verbyry, dan voel jy die stem van die Gees so in jou praat en sê, draai om of gaan koop vir daai persoon 'n brood en vat dit vir hom terug. En dan doen jy dit. Want dan is jy gehoorsaam aan die Gees se stem. Want jy kan nie oral stil en jy kan nie almal help nie. So baie duidelik dat ons moet hoor wat die Gees vir ons sê wanneer ons gee. Soos wat ek gesê het, wanneer ons bid uit jou binneste, gee jou alles in gebed, maar as jy nie weet hoe nie, laat die Gees toe om ook jou gedagtes te lei. Want as jy verkeerd bid, as jy dalk nie die regte woorde sê nie, as jy nou nie 'n teksvers kan presies aanhaal nie, Here, ek weet daar iewers te staan daar geskrywe, is alles reg. So as jy nie weet nie, as jy nie 'n teksvers kan aanhaal nie, die Gees sal dit volmaak maak. Hy sal vir jou intree en hy sal jou help om
hierdie gebed 'n wonderlike lofoffer, 'n wierookoffer voor God se troon te maak. Openbaring sê vir ons die gebede van die gelowiges is soos 'n wierookoffer wat na die Vader toe opstyg. So kom ons gaan gee. Daar's 'n teks wat ons sê, sien nou kan ek hom ook nie nou onthou nie, maar julle moet dag en nag moet daar wierookoffer. In die Ou Testament moes hulle die hele tyd. In die tabernakel moes daar die heeltyd wierook gebrand het, want dit wys vooruit na die gebede van die gelowiges ook in die Nuwe Testament. Dag en nag moet ons intree in gebed. Dis tyd dat ons ook weer so moet begin betrokke raak met ons intersessie ook in die gemeentes, dat ons mense het wat die heeltyd intree vir hierdie gemeente. Dink hoe wonderlik sal dit wees as ons spanne het wat sê, hoorie, ek vat daai 20 minute van 'n dag en dan gaan ek intree. Al moet jy 'n wekker stel vir 20:02 môreoggend is dit my shift. Dan gaan ek intree vir hierdie gemeente. Ek gaan intree vir die leraars wat moet leiding neem in die kerkraad en vir al die aksies en. Vir die jonges wat nie hierso is nie, ensovoorts. Want God sal dit beloon. Hy wat in die verborge, dit wat jy in die verborgenheid doen, dit sal hy beloon. En hy sal die uitkomste vir ons bring op sy manier en op sy tyd. En in die laaste een is wanneer ons vas vir wat jy nodig het, laat die Gees jou ook lei daarin, dat hy vir jou wys hoe om by die antwoorde te kom wat jy nodig het. En hy sal ook vir jou intree en hierdie dinge na die Vader neem. Hierdie nood wat jy op jou hart het, hierdie dinge wat jy die uitkoms so brood nodig het al, hy sal vir jou die intree by die Vader en dit vir jou laat gebeur. So, dit is waarom ons Pinkster so saam is ook hierdie week, om net vir onsself te sê, hoe moet ons lewe nou leef onder leiding van die Heilige Gees. Ons kan nie uit ons eie hierdie dinge doen nie. Ons sal uit ons sondige natuur, sal ons gaan soek na hierdie kloppe op die skouers. Sal ons op daar wil staan vroom en sê, wow, kyk hoe mooi bid ek. En kyk hoe wonderlik is ek. En soos daai vroutjie wat daai 5 sentjies ingegooi het, of daai penny, of daai klein geldjie daar ingesit het, kyk, en daai fariseer wil net daai R100 rolle so ingooi, dat almal net kan sien. So, doen alles in die geheim. Werk agter die skerms. Moenie daar wees om al die limelight te wil kry op jouself nie. Want dan het jy jou beloning reeds weg, sê vanaand se stukke vir ons. Ons moenie dit so doen nie. Ons moet agter die skerms wees. Laat die ander eerder wen. Wees die dienaar, wees die voetewasser. Wees die een wat die mindere is. Maar doen dit daar agter waar niemand dit sien nie, want jou beloning gaan groot wees wanneer die koning terugkom om ons te kom haal. En soos wat ons vanaand gesing het, ek wil gereed wees vir die koning wat kom, en dat hy sal trots wees wanneer hy terugkom, oor dat ons al hierdie dinge gedoen het vir hom, sonder dat enige iemand dalk op aarde geweet het dat jy dit gedoen het. En dit moet ons ingesteldheid wees. Dit moet die ding wees wat ons dryf is, daai skatte wat vir jou in die hemel wag. Daai klop op die skouer van die Here Jesus self, daai druk wat hy jou gaan gee en sê, baie dankie my goeie en getroue kind, wat jy alles vir my gedoen het, daar waar niemand eers geweet het jy dit gedoen nie, ek weet presies. So julle, kom ons maak dit ook ons ingesteldheid, kom ons gaan lewe agter die skerms. Kom ons laat hierdie hele toneel voor ons uitspeel, en laat alles net nie mooi vir die mense mooi lyk, terwyl daar's 'n hele klomp mense agter daai skerms wat hierdie vertoning moet laat gebeur. Maar kom ons wees die agter die skerms, nie hierdie voor wat buig en almal klap vir hulle handjies nie. Daar's 'n juffrou wat daai kindertjies geleer het en opgevoed het en alles gedoen het sodat die kindertjies die eer kan kry. Maar daai juffrou baie ure se werk en sweet ingesit. So kom ons wees die juffrou, kom ons laat die kindertjies dan nou maar die eer kry en dat hulle die klappe ontvang, ander klappe ontvang. Ek sluit vir ons af en dan vra ons vir Steven om na vore te kom vir 'n laaste lied. Here, baie dankie vir al u liefde en u genade. Here, dankie dat u ook die Gees oor ons uitgestort het om vir ons te help om agter die skerms in te beweeg. Here, ons wil bely dat van tyd tot tyd dan
is dit tog maar lekker om te hoor, dit was dalk 'n goeie preek, of dit was 'n goeie sang, of dit was het so pragtig gedoen daarso by die markdag, of al die dinge wat ons in die gemeentes doen, Here. Dat ons nie dit sal doen om deur die mense geprys te word, maar uit dankbaarheid vir wat U vir ons kon doen het. En dat ons net dankbaar is dat ons kan diensbaar wees, ook in ons gemeente en in U koninkryk. Dankie vir alles wat ons van U af ontvang elke dag. Dankie dat ons nie ons seëninge sien altyd in die stoffelike dinge nie, Here, maar dat dit baie keer is in die dinge wat geld nie kan koop nie. Dat ons gesondheid het, dat ons gelukkige huwelike het en ook al hierdie dinge, Here, wat ook uit U hand kom. Ek wil U vra, Here, dat U ook vir ons sal as gemeente sal help om meer en meer hierdie Christelike praktyke ook te doen, dat ons sal saam vas en saam sal bid ook vir ons gemeente, dat ons saam betrokke sal wees by uitreike om 'n verskil te maak, Here, om dit te doen om vir U dankie te sê, vir alles wat U ons so in oorvloed mee seën, Here, laat dit sal voortvloei na ander toe wat dit meer nodig het dalk as ons. Here, en dankie dat ek vanaand wel hier kan weet. Ek weet daar's mense wat uitreik by plekke. Ons kry briewe van instansies wat sê baie dankie vir julle gemeente se betrokkenheid, en dan weet ons nie eers wie was die persone nie. Maar ek weet daar's mense wat dit doen, Here. Ek weet daar's mense wat by baie behoeftige plekke betrokke is en wat hulle harte en hulle beursies voor oop is ook om daar 'n verskil te maak. En ek wil vra, Here, seën hulle. Gee vir hulle ook daar in die verborgenheid, Here. Help hulle ook om aan te hou, 'n stroom sal te kan wees, 'n stroom wat sal vloei en nooit sal opdam nie. Dat daardie middele nooit by ons sal vrot word, omdat ons dit alles vir onsself toeëien, Here, maar dat dit sal voortvloei na ander wat ook U hand daarin sal sien, en dat hulle ook dit met dankbaarheid sal ontvang. Here, dankie vir al U liefde en U seëning, en ons prys U in Jesus naam. Amen. Kom ons staan dan, sing ons net hierdie laaste lied. Dit is wel 'n boksie aan. Vader, Seun, Heilige Gees, U is waar, ons wil graag U lof en U hulde bring. Heer die Vader, Heer die Seun, Heer die Gees as God en Heer ons God as majesteit, lof hom tot in ewigheid. Woordheid, woordigheid,
sop en broodjies as ons dit nie weet nie, maar kom ons kuier lekker saam hierna. Ontvang dan uit die Here se seën, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees sal met julle elkeen wees. Amen.